welkom terug by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer? Vandag begin ons met 'n splinternuwe boek in die Bybel, die boek van 1 Konings. Dit is 'n belangrike boek in die Ou Testament en vertel die geskiedenis van Israel se konings, begin met die bewind van koning Salomo. Dit beskryf hoe Salomo wysheid van God ontvang en die groot tempel in Jerusalem bou. Maar dit wys ook hoe sy afvalligheid later tot probleme in die koninkryk lei. Na Salomo se dood verdeel die koninkryk in 2. Israel, die noordelike ryk, en Juda, die suidelike ryk. Die boek wys hoe sommige konings gehoorsaam was aan God, terwyl ander die volk na afgoderry gelei het. 'n belangrike figuur in die boek is die profeet Elia, wat teen die bose koning Agab en sy vrou Jezebel optree. 1 Konings is 'n boek van wysheid, waarskuwings en wonderwerke, en dit wys vir ons hoe belangrik dit is om getrou aan God te bly. Maats, vandag gaan ons leer oor koning Salomo, 'n jong man wat 'n groot verantwoordelikheid gekry het. Dink vir 'n oomblik daaraan hoe dit sou wees as jy die leier van 'n hele land moes wees. Dit is 'n groot taak, nê? Nadat koning Dawid gesterf het, het sy seun Salomo koning geword. Hy was nog jonk en hy het besef dat hy hulp nodig het om sy mense reg te lei. Een nag het God in 'n droom aan hom verskyn en gesê, "Vra vir my wat jy wil hê, en ek sal dit vir jou gee." Dink gou daaroor. As God vir jou sê jy mag enigiets vra, wat sou jy vra? Salomo kon gevra het vir baie geld, 'n lang lewe of mag oor sy vyande. Maar hy het iets baie spesiaals gevra. Salomo het gesê, "Here, ek is nog jonk en weet nie hoe om koning te wees nie. Gee vir my 'n verstandige hart, sodat ek my volk regverdig kan lei en die regte besluite kan neem." God was so bly oor Salomo se versoek dat hy vir hom gesê het, "Omdat jy nie vir rykdom of 'n lang lewe gevra het nie, maar vir wysheid om regverdig te regeer, sal ek jou wysheid gee soos niemand voor of na jou sal hê nie. En ek sal vir jou ook rykdom en eer gee, sodat jy die bekendste koning van jou tyd sal wees." Van daardie dag af was Salomo bekend vir sy ongelooflike wysheid. Eendag het 2 vroue na koning Salomo toe gekom met 'n moeilike saak. Hulle het beklei oor wie die ma van 'n baba was. Daar was geen getuies nie, net die 2 vroue en die kind. Salomo moes 'n slim plan uitdink. Hy het gesê, "Bring 'n swaard en sny die baba aan die helfte, sodat elke vrou 'n deel kan kry." Die een vrou het gesê, "Nee, gee die baba eerder vir die ander vrou, maar moenie hom doodmaak nie." Die ander vrou het gesê, "Ja, sny hom in die helfte, dan kry ons albei 'n deel." Salomo het dadelik geweet wie die regte ma was. Die vrou wat omgesien het na die baba se lewe, moes die regte ma wees. Hy het haar die baba gegee en almal in Israel het besef hoe wys Salomo regtig was. Maats, wat kan ons hieruit leer? Ons kan leer dat God wysheid gee aan die wat dit vra. Ons hoef nie alles self te weet nie. Ons kan God vra om ons te help wanneer ons moeilike besluite moet maak. Ons leer ook dat wysheid belangriker is as rykdom. Baie mense dink geld en besittings is die belangrikste dinge in die lewe, maar ware rykdom lê in 'n verstandige hart en regverdige besluite. En laastens leer ons dat wysheid ons help om die regte dinge te doen. Salomo het 'n moeilike situasie opgelos deur slim te dink. En wanneer ons God se wysheid het, kan ons ook reg optree in moeilike situasies. Maats, dink bietjie hierdie week oor die volgende paar vrae. As God vir jou sê jy mag enige iets vra, wat sou jy vra?
Kan jy 'n tyd onthou toe jy 'n moeilike besluit moes neem en hoe het jy besluit wat om te doen? En laastens, hoekom dink jy is dit belangrik om eerder wysheid as geld of ander dinge te vra? Daar sy maat. Tot volgende keer. Totsiens!